My naam is Aniek van Sail, ek is in Hoërskool Die Wilgers in graad 8 en my onderwerp is die mengelmoes op digitale media is ons betroubare rigtingwyser vir die toekoms. Voorsitter, hier is 'n wenk wat werk vir ouers wat die skottelgoedwasser uitgepak wil hê, maar die kinders is nêrens. Sit net die wifi af, hulle sal uit die gate peel soos wurms na die reën. Die digitale wêreld het beslis deesdae die oorhand met 'n foto-gedrewe toekoms as ons bestemming. Is dit gek? Beslis. Is dit goed of is dit sleg? Wel, in 'n blitsige 2025 sal dit doodgewone goed of sleg wees. Ons sal baie meer oomf moet insit. Dames en here, daarom argumenteer ek vandag met katvideo's wat ons wys dat enigiets moontlik is, memes wat ons kultuurgrense met humor laat val en smaakmakers wat die ongefilterde waarheid weer waardevol maak. Om my standpunt te bewys, die mengelmoes op digitale media is ons betroubare rigtingwyser vir die toekoms. My kompasnaald kyk eerstens oos, omdat die katte dink die son kom net vir hulle op. Digikatte leer ons dat enigiets moontlik is. In ons gek digitale wêreld is dit 100% aanvaarbaar as jou kat meer Instagram followers as jy het. En as jy dink dit is onmoontlik dat katte ryker as die rykstes kan wees, moet jy ingeskakel bly. In 'n werfjoernaal, How Much of the World's Data is Cat Content, skryf die navorser Laura Bennett op 7 Augustus 2023 dat katte 15% van die totale internet oorheers. Ek sê weer, 15%. Die perspektief lyk so: uit 5 miljard internet followers per dag, soek 700 miljoen na katvideo's. Ek dink dit tas ook ons ore aan, want waar ek en jy 'n prrr hoor, vol net een geluid op die internetbasis se ore, kat-ching! Soos in Nala se geval. Volgens die smaakmakers, Scott van der Berg se LinkedIn artikel, die wêreld se rykste kat, 6 Oktober 2023, verdien hierdie kieter die meeste kat-ching in die kategorie met 'n netto waarde van $100 miljoen. Mense, dis 1,8 miljard rand. Wel, Nala dink nie sy is die kat se snor nie. Sy is die kat se snor en die hele ooghare. Julle het gedink dit is onmoontlik dat 'n kat 'n digitale miljonair kan word? Ek het sopas die teendeel bewys. Digikatte leer ons dat enigiets moontlik is en gee ons 'n splinternuwe kopskuif vir die toekoms. My kompasnaald wys wes, waar die son sak vir storietyd en bewys. Memes breek grense af en verenig ons in humor. In sy 2023 boek, The Power of Memes, stem Dr. Bradley Wiggins, 'n media professor, saam. Hy sê memes is die hieroglife van die digitale era, wat ons met gek storieetjies oor alle grense heen. Soos met hierdie meme. Om op 'n maandagooggend uit die bed uit te rol is maklik. Dis om van die vloer af op te staan wat moeilik is. Wie kan nou nie daarmee vereenselwig nie? Dr. Wiggins se navorsing wys verder dat daar 1 miljoen memes per dag op Instagram geplaas word en dat 75% van hulle grappig is. Wat 'n skitterende vooruitsig vir ons toekoms. Daar sweef dus miljoene giggels in die eeuwolk om al die slegte nuus van korrupsie en oorlog weg te dokter. Dis mos die tipe pad waarop ons vorentoe wil stap. Nie waar nie? Memes is massief.
Dit wen verkiesings, kritiseer regerings en leer ons om vir en met mekaar te lag, sonder grense. Vir ons ware noord stop ons naald laastens by die digimedia se smaakmakers of influencers en argumenteer. Smaakmakers maak die ongefilterde waarheid weer waardevol. Hierdie ongefilterde waarheid was die groot inspirasie agter die digimedia spesialis Stephanie McNeil se 2023 boek. Swipe up for more inside the lives of unfiltered influencers. Sy sê hierdie smaakmakers leer ons om 'n groot bangmaker van kuberruimte in 'n wonderlike weer te verander. Kom ek verduidelik. Een van die grootste bangmaker wat ons vertroue in die internet skenk, is bedrog. Dit bekruip ons aan die vorme van vals webtuiste wat vals produkte verkoop, identiteitsdiewe en duisende swendelaar-leenaars. Statiste berig dat Amerika se FBI in 2022 'n bedrag van $10.8 miljard se internetbedrog ondersoek het. Daarom glo ek, smaakmakers is filterlose superhelde. Hulle toets produkte en regte video's en ons sien letterlik die ongesnyde waarheid terwyl dit gebeur. En wat leer ons? Ons leer dat die waarheid met miljoene beloon kan word. So, die bangmaker in bedrog is suksesvol vervang met die wonderlike in waarheid. Dis presies hoe smaakmakers die waarheid weer waardevol maak. En dit maak van hulle 'n betroubare kompas vir môre. Voorsitter, dis tyd om nog data te laai. Julle weet hoe dit gaan. Die een oomblik is jy beter as gesnyde witbrood. En die volgende oomblik is jy 'n verouderde ciabatta. Veral in die digitale spektrum van 2025. Onthou, katvideo's leer ons dat enigiets moontlik is. Memes breek ons grense af met 'n groot gelag. En smaakmakers kweek weer 'n nuwe waarheid vir die filterlose waarheid. My standpunt is bewys. Die mengelmoes op digitale media is ons betroubare rigtingwyser vir die toekoms.